creatures of the deep. My God's the king of me. Have you heard the story about my friend King Dave? Wouldn't let the giant stand in his way. He said, hand me my sling, cause he's not that tall. My God is bigger and I watch him fall. My God's the king of the giants. My God's the king of the lions. My God's the king of the creatures of the deep. My God's the king of me. Have you heard the one about this guy called Dan? Yes, he was a mighty holy praying man. They said throw him to the den of the scary beast, but God saved a hero from the lion's teeth. Yeah! My God's the king of the giants. My God's the king of the lions. My God's the king of the creatures of the deep. My God's the king of me. This is more than history. You will do the same for me, like Jonah and the whale at sea. When I'm lost and afraid, all alone in the dark, you're with me. Oh, you're with me. My God's the king of the giants. My God's the king of the lions. My God's the king of the creatures of the deep. My God's the king of me. My God's the king of the giants. My God's the king of the lions. My God's the king of the creatures of the deep. My God's the king of me. My God's the king of me. Hallo julle en baie welkom terug by ons plaasmark. Vandag se stalletjie waarby ons gaan stop is een wat die hele familie kan geniet. Mamma, pappa, ouma, oupa, maak nie saak die kinders, jonk, klein, groot, maak nie saak nie. En dit is die kos en drink stalletjie. Ek weet, dit is die eerste plek waar ek wil stop as ek by 'n plaasmark kom. As ek daar stop en ek ruik die pannekoek of en jy ruik die waffles en jy weet net die lekkerste kos is by 'n plaasmark. En gewoonlik is dit ook groot hoeveelhede kos. So vir my is die kos en drink stalletjie die lekkerste stalletjie. Maar veral die drinkdeel van die stalletjie, as jy nou die hele dag saam met mamma geloop het en na al die stalletjies gekyk het, dan is dit die drinkstalletjie nogal die lekker ene, want 'n mens raak vinnig gedehidreer, jy raak vinnig moeg en dors. Nou die een koeldrank by 'n drinkstalletjie wat ek weet elke keer super vinnig uitverkoop, is Coca-Cola. Daar is baie mense wat van Coca-Cola hou. Hou jy van Coca-Cola? Of wat is jou gunsteling drinkdingetjie wanneer jy by die drinkstalletjie stop? Nou, ek is nie 'n baie groot fan van Coca-Cola nie, maar ek weet, as ek by 'n stalletjie stop en daar's baie koeldrank opsies, en ek ken nie regtig die ander koeldranke nie, maar ek ken Coke, dan sal ek gewoonlik die Coke vat. Want ek is altyd bang, wat as ek die snaakse orange koeldrank vat, of die snaakse cream soda brand, ek is altyd bang, het proe nie lekker nie. So dan vertrou ek eerder die Coca-Cola bottel. Ek weet, ek ken daardie maak. Maar dit is presies wat dit is. Ons almal sal baie eerder geld betaal, even extra betaal, vir 'n koeldrank wat 'n bekende naam het, soos Coke, wat ons ken. Selfs al is daar ene wat amper net soos Coke proe langs aan hom, soos 'n Kingsley Cola, of 'n Pick n Pay Cola bottel. Selfs al is dit langs aan Coca-Cola, en dit kos R10 minder, sal ek nog steeds eerder die extra R10 betaal, vir die egte Coca-Cola. Maar hoekom? Want al twee van hulle is cola en hulle al twee proe maar baie dieselfde. Die Pick n Pay een mag dalk minder soet wees, of die een van Kingsley mag dalk 'n bietjie meer bitter wees of 'n bietjie meer cola in hê, maar dit bly nog steeds 'n cola produk. Dit proe nog steeds baie dieselfde. En die ding is, ek en jy het nou al geleer, na baie jare wat Coke al bestaan en op die mark is, het ek en jy geleer dat Coke is 'n goeie brand, dat ons hom kan vertrou.
So maak nie saak hoeveel goedkoper die ander is nie, ek vertrou eerder die Coke produk. Want dit is 'n bekende naam. Net soos Billabong 'n bekende naam is, of Quicksilver of Roxy, ons koop dit wat ons ken. Nou ek en jy dink nie baie daaroor nie, maar name is 'n baie belangrike deel van ons. Dis hoe almal weet wie jy is by jou naam. Nou jy kon nie jou naam gekies het nie, maar jy kan kies wat maak jy met daardie naam. Gaan jy 'n goeie naam hê of 'n slegte naam? Nou of jy 'n goeie of 'n slegte naam het, dit noem ons 'n reputasie. En dit is hoe mense jou leer ken. Is jy iemand met 'n goeie naam, wat hulle beloftes hou, wat die waarheid altyd praat, wat opdaag soos wat hulle moet, wat uit hulle pad uit gaan om jou te help? Of is jy iemand met 'n slegte naam, wat jok en skinder en ander mense se geheime vertel vir almal, vir ander mense? Watter tipe naam het jy? Nou Jesus verduidelik een aand by aandete, wat hy saam met 'n groep mense kuier, dat as jy goeie goed doen, maar jou hart is lelik, dan maak dit nie eintlik saak nie. Ons lees van hierdie storie in Lukas 11 vers 37 tot 46. Maar ek gaan vir julle net 'n stukkie lees vanaf 39 vers 39 tot 40. Toe het die Here vir hom gesê: "Julle Fariseërs is so versigtig om die buitekant van die koppie en bord skoon te maak, maar binne-in is julle nog smerig, vol inhaligheid en gemeenheid. Dwaase, het God nie die binne sowel as die buitekant gemaak nie?" Jesus kom en verduidelik vir hulle dat goedheid is soos 'n skoon koppie. As die koppie aan die binnekant vuil is, maar aan die buitekant skoon is, maak daardie goedheid eintlik nie saak nie. Want as ek nou vir jou Coke in 'n koppie gooi wat ek eiers ingeklits het en die eiers het hard geword, gaan jy nog steeds daardie Coke wil drink? Dan vat ek eerder die Kingsley Cola as wat ek die egte Coke produk vat. So as 'n vuil koppie aan die binnekant maak baie saak. En toe sê Jesus vir hulle, om goed te wees, om goeie goed te doen vir ander en ander mense te help, is net goed as die binnekant skoon is, as jou hart goed is. Want dit is wat vir God saak maak. Hoekom doen ons dit? Doen ons dit sodat ander mense na ons kan kyk en kan gaan, wow, Tiffany, jy is awesome. Of doen ons dit want ek het 'n goeie hart en my hart is vol liefde en omgee. En God het my gevra om ander mense te help, om die ekstra myl te stap, om meer te doen as wat mense my vra. So hoekom doen jy dit? En hier verduidelik Jesus, as jou hoekom is, dat ander mense vir jou moet hande klap en vir jou sê hoe oulik jy is, dan is jou hart aan die binnekant nie skoon nie. Dan is jou koppie aan die binnekant nie skoon nie. Maar as jy dit doen, want God vra jou om dit te doen, dan is jou koppie skoon. En hier verduidelik Jesus dat God het die binnekant en die buitekant gemaak. So dit help nie net die buitekant van die koppie is skoon nie, jy moet seker maak die binnekant van jou koppie is ook skoon. Nou wanneer ek en jy jok of skinder of ietsie vat of ander mense sleg sê, dan maak ons koppie vuil aan die binnekant. Maar wanneer ek en jy goeie goeders doen, waar ons mense help, liefde gee, iemand goeie goed van ander mense sê, iemand moet inpraat, wanneer ons ekstra doen, want iemand het ons gevra om net 1 sakkie te dra, en dan dra ons 2 of 3, dan is ons koppie skoon, dan maak ons koppie skoon aan die binnekant. En Jesus gaan ewen aan en verduidelik vir die groepie mans met wie hy kuier, dat as jou binnekant skoon is, gaan jou buitekant outomaties skoon wees. Want wanneer jou binnekant skoon is en jy doen dit vir die regte rede, gaan mense in elk geval raak sien die goeie goed wat jy doen. En dan gaan hulle in elk geval vir jou sê hoe oulik jy is en hoe baie hulle jou waardeer en dankbaar is dat jy in hulle lewe is. So goedheid begin aan die binnekant, nie aan die buitekant nie. So is jou koppie aan die binnekant skoon of net aan die buitekant? Hierdie week kry jy geleentheid om seker te maak dat jou koppie aan die binnekant skoon is. Want dan kan ons almal lekker saam drink. Ek hoop dat julle 'n baie lekker week sal hê en ek kan nie wag om julle volgende week te sien nie. Bye!
Nou vandag se vrug wat ons gaan plant, is nie noodwendig die lekkerste vrug nie, maar hierdie vrug is ongelooflik baie goed vir ons. En so het ek gedink, dit pas perfek by goedheid, dat ons moet skoon wees aan die binnekant. Jy weet wat hulle sê, an apple a day keeps the doctor away. So wat jy alles nodig het vir ons appel wat ons vandag gaan maak, is 'n skergom, jou potlood sodat jy die lyn kan trek, jou koutjie sodat jy jou bordjie kan maak, dan het jy rooi of groen karton nodig, hang af wat jou gunsteling kleur appel is, dan groen of geel of bruin vir jou stingel, en dan wit vir jou bordjie. Dan gaan ek begin deur om die appel se buitelyne om te teken, om uit te sny, die stingel op te plak, en dan gaan ek plek vind op ons groentetuin om hom te plak, dat hy kan vas wees, en dan die bordjie. En so begin ons. En daar is ons een vrug nader aan die volmaakte groentetuin. Sien julle volgende week.